Môre, dis dan 13 Desember, môre 2025, lees in 63 van die groot Johannes Evangelie boek 3. Geopenbaar aan Jacob Lorber hier in die 1840s. Die opskrif nou van hoofstuk 7 en 127 is onverborge gevoelens. Nou Jara het vir hulle 'n klompie wysheid uitgespreek wat hulle nou amper stom het, en ons gaan nou verder. Dan swyg Mathael en dink in stilte na oor wat Jara gesê het, en Helena en Koran staar in opperste verbasing, sonder om een woord te sê na Jara. Maar Jara kyk na die nog fel brandende stad en wag met groot verlange op my terugkoms. Dit is nou volkome stil op die berg. Slegs in die huis van Markus is mense bedrywig vir die aangekondigde gaste, naamlik vir Cornelius en Festus, en die oggend word altyd ligter. Byna 'n uur lank bly dit so heel rustig op die berg, afgesien van die reeds genoemde geleide uit Markus se huis, waar mense druk besig was in verband met die aangekondigde nuwe gaste, maar ook vir die stellig te verwagte nuwe aankomelinge uit die verwoeste stad. In die stilte raak daar ook 'n aantal teen die môre aan die slaap. Selfs Sirenius, Julius, Josua en die hoë staatsdienaars, wat vroeër met Sirenius hier aanwesig was, het aan die slaap geraak. Maar die 30 jong fariseërs, wat opmerksaam die brand van die stad gadeslaan, bly wakker en spreek onderling baie oor dit wat hulle gesien en gehoor het. En dit doen ook die 12, waaraan Suetal, Ribar en Baal behoort. Helena, Jara, Koran en Mathael, met sy 4 metgeselle, Rob, Bos, Micha en Sahil, bly ook wakker en was vol diepsinnige gedagtes, maar hulle verswyg alles en dink na oor dit wat Jara sopas aan hulle gesê het, en hulle durf haar nie nog meer vrae te stel nie. Maar Jara dink ook daaroor na, of sy hierdie mense nie soms te veel, te vinnig op een slag vertel het nie. Ons onthou nog hoe sy die hele heelal se samehang vir hulle gegee het, hoe die aarde inpas met ons som met nog 'n groter som, tweede, derde, vierde, en hoe alles so vinnig draai. Dit het sy alles deur Yeshua ontvang. Skielik, na 'n hele tyd, toe die horison al rooi verkleur het, open die anders baie swygsame Rob sy mond en sê, hy was nou ook saam met Mathael, een van hierdie roofmoordenaars, en is deur Vader genees. Beste vriende, ek kan ondanks al die nadenke nog geen rus vind nie. Alles is hier so buitengewoon merkwaardig, dat jy altyd by jouself dink dat jy droom, en jy kan doen wat jy wil, maar kan jou met alles wat jy gesien en gehoor het, toch nooit so vereenselwig, dat jy jou daarby thuis voel nie. En dat jy altyd meer vreemd voel, is op sigself nog die gewoonste waarmee die gedagte van 'n denker om nog kan besighou. Ons belewe niks as 'n opeenvolging van wonders van die kolossaalste orde nie. Broer Mathael, jy het hier koning van 'n groot land geword, en ons is jou konsels. Die groot gewyde meester hoef slegs oor die groot aarde te kyk, en hulle bewe soos 'n kind vir die roede. Daarby kom die jong hooftowenaar, dit is eintlik maar Raphael die engel, nog uit die hemele en doen dinge, waarvan ons hare werklik in berge reis. Nou kom die meisie nog,
en vertel ons weer dinge waarvan jy met die grootste gemak in die wêreld volkome in die war sou kom raak. Sê my eers of dit wel moontlik is om met hierdie dinge op enigerlei wyse vertroud te raak. Maar waar sou hy, Yeshua, nou eintlik so lank bly? Dit sou nou wel 3 ure gelede gewees het, dat hy ons verlaat het, en nog kom hy nie terug nie. 'n ander van die 4 metgeselle van Mattheael, wat Bos heet, en ook nooit baie sê nie, antwoord Rob, wat jy voel, voel ek ook, en ek kan my vir niks ter wêreld ook meer hier thuis voel nie. Alles wat gebeur, kom so onverwags moontlik, en dit is op sigself dan altyd so buitengewoon fantasties, dat jy jou niks fantastischer kan voorstel nie. Iedere daad, elke woord en elke vertelling maak alles wat die menslike oor tot op hede gehoor het en die oog ooit gesien het, so totaal onbeduidend, dat daar selfs van Moses en al sy wonderdade niks van oorbly nie. En dit is hoe hierdie geskrifte ook vir ons behoort te wees. Soos ons die verhaal nou lees, wat 2000 jaar gelede afgespeel het, en ons leef ons in. Leer ons toch van goed wat niemand nog ooit geweet het van. Hoe die heelal lyk. Wat gaan op planete aan, is nou hierdie argument. Maar vele ander dinge wat Yeshua daar vir hulle laat gebeur. Hoe hierdie mense deur bonatuurlike kragte gebring is na hom toe, om vir hulle te gee wat hulle gesoek het. Dit alles het vir ons ook in hierdie tyd, het dit ook vir ons waarde. En baie mense wat vanoggend hier sit, wat ingekom het by daai hek, nie geweet het wat is verder die lewe vir hom inhou nie, kan baie duidelik sê dat Vader hom hier by hierdie woorde wou gehad het, om hieruit te leer. Want dis hoekom ons dit lees. Ons gaan verder. Daar is geen twyfel daaraan dat die hele rykdom van die goddelike oergees werksaam is deur die baie merkwaardige, goeie en groot meester, wat gebore is uit Nasaret en liggaamlik 'n seun is van die plaaslike timmerman. Maar watter mens kan hom tuis voel langs so 'n grootheid? As hy praat nie hy nie, maar die ewige gees van Elohim in hom. En as hy iets doen, so ek wel van die grootste geleerde wou hoor, wat Elohim meer sou kan doen, as wat vir hom moontlik is. Hy is volmaak Elohim, God in woord en daad. Sy wil heers aktief in die hele oneindigheid. En tog loop hy slegs as mens voor ons, en langs ons, en eet en drink net soos ons. Waar is al die wyse woorde van Salomo, wat by die inwyding van die tempel gespreek het? Jahwe, ek weet dat hemel en aarde u nie kan omspan nie. Waar elke skepping opgehou het, is u nog ewig en oneindig magtig. Maar toch het ons, o Jahwe, 'n huis gebou, om ons met suiwer en berouvolle harte te versamel om u, o Jahwe, vir al die weldade en seëninge te dank, en u in teenspoed ons nood en ons ellende voor te lig. Hy haal nou so vrylik aan van 1 Konings 8 vers 12 en verder. Miskien is dit nie woordeliks wat daar staan nie, maar dan is dit toch wel in kort die inhoud van wat die wyse bouwer van die tempel by die inwyding met grootse wyse woorde gesê het. Sou hy ook so gespreek het, as hy ons uit Nasaret gebore meester gesien en gehoor praat het, en hom net soos ons leer ken het?
vir sy persoon, is die tempel wel enige duisende kere te groot. En die oral aanwesige almagtige wil van ons meester is nie Elohim die meester self nie, maar slegs 'n onbegryplike krag van die een meester, wat ons sien, hoor en kan spreek, maar waarby ons toch sy persoonlike grootte net so goed ken soos die van ons. Hoe is dit moontlik dat sy wil oor die hele oneindigheid en ewigheid heers, en sy oog en sy oor oral in optima forma teenwoordig is? Kyk, dit is alles sake waar geen gees heeltemal uitwys kan word nie. En die gevolg is dat 'n mens hom ook nie daarin tuis kan voel nie. En hier is baie inligting vir mense wat nie die werklike wese van Yeshua of nie wil verstaan nie, of nie kan verstaan nie. Dat die hele grootheid van die almagtige God wat alles geskep het, wat ons, as ons in 'n mooi skoon nag uitkyk, sien ons maar net 'n druppeltjie van sy oneindige skepping. Dat hy vanuit die sentrum van Yeshua se hart het hy hierdie heelal regeer terwyl Yeshua op aarde was. Die twee is een. En dit besef baie mense nie. Hulle sien die Vader as hierdie groot oneindige hemelse man, en hulle sien die Seun as 'n klein knecht, wat hom nou besig hou met meer onbelangrike werke. Nee, die twee is een, en vanuit Yeshua word die hele skepping beheer. En as jy dink dit is onmoontlik, ja, vir mens soos ek en jy, wie se gees nog nie ontwaak is nie, kan so iets is nie denkbaar nie. Hoe verstaan jy 'n ongeskape gees? Gaan sit en dink net vir 'n paar minute daaraan. En dit is die gees van Vader, wat nou in Yeshua is, en werksaam is. 'n ongeskape gees. Hy was tog altyd, hy is en hy sal wees. En die ongelooflike genade wat die mensdom ten deel geval het, dat hy hierdie ongeskape gees vir hom 'n geskikte wese uitgesoek het, vir wie hy kon woon. 'n siel en 'n liggaam, sodat ons hom beter kan leer ken. Ja, as die persoon van die geestelik groot goddelike meester, soos die van 'n Samson of Goliat sou lyk, was dit vir almal iets wat meer verstaanbaar. Want dan kon 'n mens sê, so 'n almagtige gees moet ook 'n liggaam hê wat daarmee ooreenstem. Maar ons meester Yeshua is, wat persoon aanbetref, eerder klein as groot te noem. En tog speel sy gees met die oneindigheid, soos 'n seun met 'n appel. Dit is die onbegryplike, en alle wyses met hulle teorieë oor die wese van Elohim, lei hier op 'n geweldige manier skibreek. Maar tog kan ons onsself nou, hoewel ons hier in die praktyk eers iets anders geleer het, nie skielik op ons gemak voel nie. Kortom, ek droom eintlik ook nog meer as dat ek my heeltemal wakker en tuis voel. My siel besef nou wel baie. Ja, ek oorsien die hele vorm van die aarde. My blik dring tot in haar diepste dieptes. Ek oorsien die man as 'n baie treurige, armsalige klein wêreld, bestem vir nog kleinere
en armsaliger mense en ander skepsels. Ek sien Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, en ek sien daarbo nog soortgelyke, klein en groot hemelliggame. Saturnus sien baie wonderlik daar uit. Sy is baie groter as ons aarde en sweef presies in die middel van 'n reusagtige ring, waarbo so 7 maane, groter as die van ons, ronddartel soos bye om hulle kop. En ek sien ook wonderbaarlik skone, ver uitgestrekte streke van die groot son. Maar by al die dinge voel ek my nog lank nie so vreemd, soos hier in die merkwaardige, vreemdsoortige nabyheid van die skepper van al die tallose wêrelde en hulle wonders nie. En ek kan my maar indink, as Yeshua dalk eendag aan ons verskyn, hy het gesê hy kom in die gees, maar by spesiale plekke waar almal hom liefhet, sal hy homself sigbaar vir ons. Hy sal homself sigbaar maak. En dan sit hy hier tussen ons, of hy sit hier voor en hy gee vir ons 'n lesing. Ek dink die grootheid van dit wat jy dan gaan besef en dink, sal so groot wees dat jy ook soos hierdie man eintlik sal dink jy droom. En as hy nie vir ons 'n versterking gee nie, en die versterking wat hy baie mense gee wat so platgeslaan is, op hulle gesig voor hom lê en hom loof en prys en dank vir wat hy aan hulle gedoen het, is om hulle wyn van die hemele te gee, wat heeltemal iets anders is as wyn van die aarde. Die wyn van die hemelse koninkryk wat hy sê, wat hy eendag saam met ons sal drink, bring vir jou baie wysheid en het verhoog die liefde wat in jou is. 100voudig, 1000voudig, ek weet nie hoeveel keer per glas of per beker. Daar is niks van dronk word. Dit is net saligheid in die hoogste vorm. So dit is wat ons te wagter kan wees wanneer hy dalk na ons toe sal kom. Maar ek weet, ons is nog nie reg nie. Baie dinge moet nog in plek val in ons lewens. Miskien, hy gaan aan met sy redenasie, voel julle meer tuis, omdat julle waarskynlik hierdie situasie nie so rustig en diep aanvoel, soos ek en broer Rob nie. Wanneer jy egter begin om dit alles heel rustig en so indringend moontlik te beskou, dit vergelyk met alles wat mense in hierdie wêreld ooit gesien het, gehoor en in ou boeke gelees het, dan word dit vir 'n mens altyd onheilspellender en vreemdsoortiger as wat hy vermoed het. Ja, jy verloor op die laaste so heeltemal kontak met jou eie bestaan, wat vir jou soos 'n voelbare leegte voorkom. Sê my of ek dit juis het of nie. Wie gaan die ander man sê dan? Julle het beide gelyk, en ook ek het dieselfde gevoel, maar vir my stem dit juis baie gelukkig. Rob en Bos sê, ja, daaroor het ons dit nie. Ons voel onsself ook baie, en selfs buitengewoon gelukkig hier. Maar dit hef die hom volledig vreemd voel, beslis nie in hierdie situasie op nie. Elohim God is en bly Elohim. En ons kan dink en voel wat ons maar wil, maar die kloof kan ons nooit oorbrug nie. Die geskape wese sal altyd klein bly in die teenwoordigheid van die ongeskape wese. Alhoewel die siel en die liggaam van Yeshua geskape is,
Maar omdat die siel een geword het met die gees in Yeshua, is die siel nou ook 'n ongeskape wese. En die liggaam is verheerlik, sodanig dat toe hy in die grot gelê het, in die grafkelder, hy hierdie liggaam kon laat ontwaak, wakker word, opstaan en 'n ewig lewende vorm aanneem. Dit is die groot offer wat Yeshua vir ons gebring het. Deur voor te gaan, het hy gewys dat dit moontlik is dat ons onsself na ewig lewende wesens toe kan ontvorm. En daarom is dit baie belangrik dat ons let op wat ons in ons liggame stort. Want ons is ook verantwoordelik vir hierdie liggaam. As ons sterf, dan moet hierdie liggaam sieledele moet weer in 'n hoër trap beland. Yeshua se liggaam se sieledele het natuurlik die hoogste trap bereik, want hulle het vir hom nou gedien en dien hom nog steeds as 'n ewig lewende huis van waaruit hy die heelal kan regeer. En ons sal wel 'n sielsliggaam aan die ander kant kry, maar dit sê nie dat ons stoffelike liggaam nie ook sy pad verder moet vind nie. En daarom is, en ek wil dit hier noem, is verbranding van 'n liggaam of krematorium, begrafnisse, is in stryd met Yeshua se leer. Daardie sieledele van die liggaam moet op die natuurlike manier weer met die aarde verenig. Al gebruik hy wurms om dit te doen, of bakterieë, maar daar is sekere dele van jou siel wat nog aan jou liggaam vassit, wat ook moet loskom van hierdie liggaam af en moet verenig met jou siel aan die ander kant. En as dit nou weggebrand is, hoe kan dit gebeur? Ek dink onder andere aan die hare en aan die naels. Dis dele van die siel. Dis nie deel van die liggaam nie, al lyk dit so. En wie weet wat is nog deel van die siel wat agterbly wanneer jy ophou asemhaal aan hierdie kant. Dit is net so op die pad wat ek net dit moet doen. Maar baie keer vra mense my, kan ons mense verbrand? En dan kom ek elke keer by die vers in Genesis, van stof is jy gevorm en tot stof sal jy vergaan. Nou die stof waaruit ons gevorm is, of klei, is silika. Nog 'n paar ander elemente en water. Dis wat ons liggame uit bestaan. En dit moet weer so word. Daar staan nie, uit stof het jy voortgekom en in as gaan jy vergaan. So dis maar die eenvoudige antwoord vir sulke mense. Maar baie mense, ja, hulle ignoreer dit en hulle laat hulle verbrand. Ek weet nie wat gebeur wanneer 'n ou wat sê, jy brand my nie, en die familie kom, die heidene, en hulle brand hom. Want dit is nie sy skuld nie. En ek dink daar sal altyd genade wees vir hom wat onskuldig is. Die volgende hoofstuk gaan aan oor die redenasie wat ons nou hier behandel het. Hoofstuk 1:2:8 en die opskrif is Micha oor die liggaamlike aanwesigheid van die meester. Micha sê, dit is dan ook glad nie nodig nie. Laat ons bly wees dat ons is wat ons is en dat ons uiteindelik die een hoofletter in al sy oneindige werkingsbereik liggaamlik by ons het, waarvoor die oudstes te vergeefs een of ander houdbare begrip probeer bedink, maar daarmee ook altyd in die mis verdwyn. Kyk na Moses en al die profete.
Neem die geleerdes van Egypte en Griekeland nog daarby. Maak 'n samevatting van hulle ongekende mystieke geestelike begrippe oor die wese van Elohim. En dan het jy nog niks die grootte van 'n saamkorreltjie van diegene wat ons hier meer as tasbaar liggaamlik voor ons het nie. Moses, die grootste profeet, wou op die berg Sinaï vir Elohim sien, maar kry uit 'n vuurige wolk met donderende stem, waardeur die aarde beef, slegs te hore. Niemand kan Elohim sien en bly lewe nie. Maar ons sien nou daar dieselfde Elohim. Ons praat met hom. Sy gerusheid getuig van sy wysheid en almaak. En lewe tog baie goed en aangenaam. As dit die brave Moses wel iets wat angstig gemaak het op die berg, veral toe daar om sy hoof 1000x1000 geweldige krakende bliksems onophoudelijk hulle spel gespeel het, dan is dit baie goed te verstaan. Maar as ons hier oor 'n spesiale, onheilspellende sfeer praat, in die teenwoordigheid van die buitengewone goeie en baie gemoedelike Elohim, dan is ons werk flink uitgelag geword. Het ons vadere nie met 'n heilige Vader in die hemel gedoop, terwyl hulle hom toch nooit kon voorstel nie? Ons het nou dieselfde heilige Vader as 'n tasbare waarheid by ons op hierdie aarde, wat nou die hemel van alle hemele is. En ons voel ons nie op ons gemak nie. Dit is waar dat 'n mens hier baie vreemd en anders moet voel, as 'n kind tuis by sy los speelgoed. Maar daarteenoor staan dat ons onsself nou ook in 'n baie merkwaardige lewensskool bevind. Wanneer 'n kind vir die eerste keer op skool kom, sal hy sekerlik ook nie so op sy gemak voel as by sy speelgoed in die ouerhuis. Maar as hy die skool 'n jaar lang besoek het, sal hy hom ook net so vertroud daarin voel as tuis by sy speelgoed. My mooi vergelyking wat hy hier gebruik. Maar hoe hy, ons Elohim, Meester, Majesteit en Vader, met sy almagtige wil, in die hele oneindigheid alles van die grootste tot die kleinste, doeltreffend deurdring, en hom tevens duidelik aanwesig bewus is, van al sy eindelose, talle skepsels, van die grootste tot die kleinste. Dit, broers, gaan ons verder glad nie aan nie. Ons hoef beslis nie meer te weet, as dit wat ons weet nie, en waarvan ons besef dat het so is en moet wees, omdat alle dinge andersins, sekerlik oombliklik, hulle objektiewe bestaan sou verloor. Laat ons maar geduld hê. Vandag weet ons dit. Môre sal ons seker meer weet. En binne 'n jaar sal dit ons wel baie meer kan weet, as nou, aan die begin van ons geestelike ontwikkeling, waarin ons egter tog al baie verder gevorderd is, as Moses en alle beroemde profete voor ons. Die het in hulle mees heilige visioene nauweliks geestelik vermoed, en vervolgens in heel mystieke woorde en tekens opgeskryf, wat ons sonder enige mystiek kan betas. As ons onsself dit nou lewendig voor oë kan hou, sal ons skielik baie minder ongemaklik voel, as wat sou eerstyds by die profete gevoel het. Die ander sê, ja, jy het volkome gelyk, en ons voel almal al baie meer op ons gemak. Wat 'n verstandige woord nog alles tot stand kan bring. Saai wat tot nou nog altyd geswyg het, maar burgers innerlik baie blymoedig was, sê,
Dis om van te lag, wat sy domheid die skranderste manne wel uitkraam. Hoewel Micha die minste van ons is, het hy nie teenstaande dit, toch die verstandigste mening te berde gebring. Hoe kan dit iemand hier nou ook maar enigermate vreemd en beangstigend voorkom? Die teendeel is waar. Nou is ons eers op die plek waar ons moet wees. Ons is by Elohim, ons ewige skepper en Vader, daar waar ons vandaan gekom het, en nou het ons weer so dig moontlik daarby teruggekeer. Wat sy gepraat is dit, oor namens sy vreemde gevoel? Juist hier voel ons onsself eers heeltemal thuis. Nee wat sy rare opvattinge het broer Rob en Bos toch. Matthijl, wat dink jy daaroor? Einde van die hoofstuk. En ons behoort ook hierdie woorde en die omvang van hierdie woorde ook so beskou. Dit is iets ontsettend groots dat Joshua ons nou ingenooi het in sy 3,5 jaar apostelskool, waar hulle alles kon hoor en sien en wat ons nou vertel word. En as jy 'n goeie gedagtegang het, dan kan jy jouself indink in daardie plek. En dan is jy deel van daai profeteskool. En wat is tog die belangrikste van die Messias vir ons? Nou, is nie sy teenwoordigheid, is sy woord. Want hy is die ewige woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. En in daai 3,5 jaar wat hy as vlees geworde woord opleiding gegee het ons nou in die vorm van hierdie woord. Wat bykans niemand anders op die aarde het. Maar toch sal hulle dit kry, so onmoontlik as wat dit nou klink. Ek het in boek 9 gelees, dat hy sê as ongeveer 1/3 van die gelowiges dit ontvang het, sal hy kom. En dit is baie, baie miljoene mense. So daar lê groot werk vir ons voor, om hierdie kennis wat ons het, maar veral die liefde wat ons geleer het, uit te leef teenoor ons medemens, en so vir hulle van kennis te voorsien. En hulle geuite weerstandige woord, maar waar staan dit in die Bybel? Ons wat allemaal sê. En dis wat die pastoor vir hom sê. Waar staan dit in die Bybel? Die gees is nie beperk tot 'n boek van letters en papier. Die gees kan enige tyd met jou praat. En die wonder van die gees is, as jy in daardie gees is, erken jy dadelik dat die woorde wat nou na jou te kom, in daardie gees is, of buite daardie gees is. En dit is wat ons gaan moet leer. En dit kan net kom deur herhaaldelik te oefen. Baie dankie.